Goeiemôre almal. Gaan dit goed met almal vandag? Asai. Ons sing lied 184 en ons sing al 3 die verse. Psalm 23 sing, maar die ou woorde wat agter in julle boekie is, vers 1, 2 en 3. Oh
2-2-1 en daar sing die eerste vers ons almal, die tweede die dames, die derde die mans en dan 4 weer almal saam. Dan sluit ons af met lied 295, die eerste en die tweede vers. Heer, U laat ons hier vergader. Heer, U laat ons hier
Baie dankie Renée, baie dankie Gertrude, ook vir die voorsang. Goeiemôre vriende. Lekker om julle te sien. Ek hoop dit is vir julle 'n mooi dag. Jy is ook hier so met die tafel gedek hiervoor. Hoop dit is vir julle almal 'n mooi besondere dag. Net so 'n paar afkondigings. Ek hoop julle het julle westerligte hier in julle hande vas. Julle gaan al die dingetjies sien van die week. So ek gaan tog maar 'n paar uitlig. So in die eerste binnekant, dit is donderdag aand kerkraadsvergadering. Bid asseblief dat die Here ons mooi sal lei met baie wysheid vir al die sake wat op die agenda is. Dan ook dis weer spesiale dankoffertyd. Onthou ons begin nou ook al ons spesiale dankoffers inbring. Ons by die Kerssangdiens DV. Nou praat ek onder korrupsie. Help my nou gou wie die datums in hulle koppe 6 Desember, né? 7de. Yes, so, Gustaf, maar jy's op dit, hè? Baie dankie. Die 7de Desember, dankie. Dan is dit dan kom gee ons mos nou maar die vir ons wat kontant wil gee in 'n koevertjie in en die ander ouens, ons kan ook sommer maar net ons koevertjie ingee met 'n bewys van EFT of wat ook al, soos wat die Here ons lei. Ons het regtig die goedes baie nodig ook vir ons uitreike. Julle moet asseblief kyk, messe engeltjies wat hulle verkoop, dit is daar by Andra in Kruiskoffie. Dit is ook so 'n bietjie om in mense se lewens 'n verskil te maak. Ouens wat weer probeer regkom in die lewe, dit is 'n baie mooi projek. Kom ons help asseblief daar, en as jy nie as die engeltjies wil hê nie, as jy welkom om maar ietsie daar in daai Andra, jy het 'n flesie daar, né, vir die geldjies bymekaar, of wat is dit daar, whatever ook al. Goed. Julle gaan daarna kyk. Nou het ek die tweeling, hulle wil ook nou eers iets sê. Nou toe, dis nou julle tyd. Hartlik goeiemôre aan al ons gemeentelede. Lekker om weer vanoggend hier te staan. Opgewonde om ons nuwe projek aan julle weer bekend te stel. Dit is die immer gewilde dag op die kalender van die vroue tee. Ons het met die volgende geleentheid is in 28 Februarie. Julle sal sien op die agterkant van die bulletin 'n kleurvolle Marilyn, haar voetrek kom nou op, maar hy's Marion Monroe. So ons het vir Marion Holm wat die dag vir ons gaan kom vermaak. Julle almal is seker bekend aan haar. Sy is geweldig snaaks. Jy kan net vir haar kyk, dan kan 'n mens spaar vir haar lag. Dit gaan 'n vrolike dag wees. Die saal gaan opgemaak wees met pragtige tafels, gedekte tafels. Ons wil nou al vir julle almal uitnooi. Ons het 'n early bird special. So dit is 'n lekker special vir die mense wat nou kan bespreek en betaal voor 9 Januarie. Kos die kaartjie net R180. Ek wil net vir julle herinner, as jy boer toe gaan, gaan jy R200 meer betaal en ons bied absoluut niks minder nie. Ons het gedekte tafels, daar's eetgoed, drinkgoed, 'n vertoning en baie lekker aangename pryse. So ja, ons wil julle almal uitnooi en vir julle motiveer om deel te neem aan die early bird special. Daarna is die kaartjies R200. Dankie. Goeiemôre almal. Om so 'n geleentheid aan te bied, het ons mense nodig wat dit vir ons kan help reël. So ons het gasvrouens nodig. Die meeste van julle weet, dit is 'n tafel van 10. Jy moet 9 gaste bymekaar kry vir jou tafel. Jy betaal nie vir jou kaartjie nie. So jy sorg vir jou tafel en 'n soedingetjie. Ons voorsien die sout. Julle asseblief, ons het regtig mense nodig, want sonder gasvrouens kan ons nie hierdie funksie doen nie. En dis regtig nie nodig om oorboord te gaan nie. Jy gooi 'n tafeldoek oor, jy pak jou mooi koppies uit, jy sit 'n blommetjie op en jy sit jou eetgoed op. Want die dag gaan oor samesyn, vrolikheid en net om agteroor te sit en dit te geniet saam met vriendinne. So asseblief, ons soek gasvrouens. Julle kan my kontak, my naam is op die blaadjie
En ek sal vandag later aan die gemeente vir die vroue van Bellville sal ek die advertensie stuur dit uit vir julle vriendinne, bring hulle, maak 'n tafel vol, laat ons lekker kan saamkuier soos altyd. Baie dankie julle. Asai, dankie julle twee. Julle lyk vreemd vanmôre dat julle nou nie is dieselfde anders hier, maar okay, ons vergewe julle daarvoor. Next time. Vriende, dan net een dingetjie, oom Willie en tannie Rencia Breitenbach, se kleinseun is Vrydagmiddag skielik in 'n motorfietsongeluk oorlede. So kom ons dink aan hulle, sy ma is ver oor see, moet nou nog terugkom en dit is 'n hele de mekaar spel. So kom ons dink aan die familie ook in ons gebede asseblief. Ons gaan ons diens begin deur 'n aanvangslied te sing, sommer net te sê die Here is groot, hy's goed. Ons aanbid hom in sy woning. Ons gaan dit 2 keer sing terwyl ons so sit. Kom ons rig ons gedagtes op hierdie groot God wat ons aanbid. Ons groet mekaar soos die kerk van ouds. Die Here het opgestaan. En die Here is by jou. Daarom vriende, 'n voorreg om namens die Here vir julle te sê genade en vrede vir jou, van hom wat gekom het, wat weer kom en wat elke dag in ons lewens kom. En daarom kan ons ook nou opstaan en 'n lekker lied saam sing, 'n loflied in die woorde van lied 450. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons u heerlikheid kan verwoord, u lof besing met 'n aardse stem. Vers 1 en vers 2 staande saam as 'n loflied.
As julle weet mos nou wat daai prentjie beteken, so waar is ons kinders? Al ons laerskoolkinders, julle is welkom, ons gaan gou wag vir julle hier voor. Ek het nog wel iets saamgebring vandag. Yes, dit is uitgestrek. Julle seuns, kom sit julle 'n bietjie nader, hè. Jy so om die tafel hoef te kykie. As hy. Kan jy vir my sien? Stefan, jy ook my sien. Julle almal sien. Lekker man. Ek het vir julle iets saamgebring vandag. Wat's die? 'n wat? 'n windmeel. Nee, is nie 'n windmeelie. Wat is die regte naam? Nee, windmeelie. Wind wat? 'n windpomp. Haas dit nou, Stefan, jy het hom. Wat doen 'n windpomp? Ja, hy pomp water. Ja, kyk, om mense kry verskillende waiers. En dit is nou hoekom mense moet gaan kyk. Deesdae het jy daai ander waiers, hulle het net 4 lemme of vlerke. Okay? En hulle maak elektrisiteit. En dan kry jy in Nederland, en jy kry hom daar so daar naby die universiteit en daar teen die berghoek, die windmeel. Hy gebruik weer die wind om binnekant goed te maal, né, meel. Maar 'n windpomp wat ons veral in die Karoo kry, wat maak 'n windpomp? Hy pomp water. Dis reg, kyk gou hier, hy het 'n dammetjie. Nee, maar hierdie is 'n speelgoed enetjie man. Ja. Ja, nee, jy gaan nie uit hierdie enetjie uit water kry nie, dit is nou ongelukkig so, maar ek het gedink, hy is nogal cool, want 'n ouetjie langs die pad het hom gemaak met sy hande, en toe het ek gedink, dis nogal cool, né? Die voel saas julle. Hoe weet ek? Jy kyk nou, in 'n windpomp, kyk gou hier af, né? Sien julle, hierso is 'n skag, hierso in die middel is daar so 'n pyp, né? Nou in 'n windpomp, hierdie ding beweeg as die lemme draai, nou nie in die speelgoed ene nie, maar in die regte ene soos daar. Dan beweeg hierdie skag in die middel op en af. En dit pomp die water van deur onder uit die grond uit op, en hy trek hom op hiernatoe. Dis reg. Jy vind die water met 'n boorgat en dan sit jy 'n windpomp boor hom en dan pomp hy die water uit. So, nou wag, ons moet nou nie worry oor die olie en die ander goeders nie. Ons is nou by water vandag. OK. So as hierdie windpomp nou draai, nê, dan pomp hy nou die water uit en dit gaan hier in. So die water gebruik ons nou. Waarvoor gebruik hulle mense al hierdie water op die plase? Waarvoor sal ons al hierdie water gebruik? Ja, ek weet. Om die diere water te gee, om die plante water te gee en vir jou badwater te gee. Yes, nou is julle slim. Ja, plante. Dis reg. So ek wil julle nou vandag 'n storie vertel van 'n windpomp soos hierdie. Nou nie soos hy nie, was 'n regte een soos daar. Hy het al 'n hele paar jaar lank gewerk, nê? En toe op 'n dag toe sê hy, nou is ek 'n bietjie moeg. Ek gaan nie meer pompie. Almal werk, of almal rus, maar ek moet die hele tyd werk. En toe hou hy op met pomp. En hy op met draai. En wat dink julle gebeur toe hy nou op met draai? Toe is daar niks meer wind en water nie. Ek dink die wind het nie meer opgehou nie, want die wind, hy maak die wind hierdie ding nie. Wind, maar ons gaan nou verstaan, maar toe is daar nie meer water nie. Toe daar nie meer water is nie, wat gebeur toe met die diere? Ja, toe gaan al die goeders dood. En dit was hom nou baie sleg, nee, want wat gaat nou? En nou, toe hou hy nou op. En toe op 'n dag, terwyl hy nou al so 2-3 weke toe nog nie gedraai het, toe hoor hy 'n stemmetjie. En die stemmetjie sê toe, windpomp, ek is die wind. En ek wil hê jy moet weer draai. Toe sê die windpomp, nee, ek is moeg. Toe sê hy, nee, maak net jou lemmetjies oop.
maak jou vlerkies weer oop. En as jou vlerkies weer oop is, dan gaan ek vir jou blaas. En as ek jou blaas, dan gaan jy draai. En hy draai sy vlerkies en die windpomp sê, hoef ek nie te draai nie? Hy sê nee. Julle moet hard blaas, blaas hard. En jy nie hard bly, blaas. Ag nee man, blaas saam. Gaan julle blaas. O nee, dit werk nie. Julle moet nader kom. Amper. Daar sit, sien julle? Wag, hierdie vlerk is in die pad. Da. Maar in elk geval, dan smaak my julle wind is nie lekkerie. Hy het 'n bietjie begin, julle is reg. En toe begin hy draai. En toe hy draai, wat gebeur toe? Toe begin hy weer pomp. En toe's almal bly, nie waar nie. Nou, dit werk so in die kerk ook 'n bietjie, weet julle? En ek wil hê ons moet vandag 'n bietjie kyk hoe die kerk werk. Wat dink julle is die les wat die windpomp geleer het hierso? Jy eers. Wow, jy spring sommer goed, maar jy's nogal reg. Maar wat, kom, ek wil hê jy moet daai antwoord vir my hou, want dit is presies die regte antwoord. Maar wat het die windpomp geleer? Dat 'n ander manier kan vind? Ja, ek weet nie heeltemal nie. Wat nog? Windpomp. Hy moet, wat het die windpomp geleer? Hy hoef nie uit sy eie uit te draai nie. Wie draai die windpomp? Wie draai die windpomp? Ja, die wind draai die windpomp. Dis reg, dis wat die windpomp moet geleer het, is dat hy nie hoef te draai nie, die wind draai. Nou in die kerk, wie is ons wind? Wie is die wind wat blaas? Jesus, God. Wat is die groot woord? Die Heilige Gees, 100%. En die Heilige Gees leer vir ons dat ons moet bereid wees om te draai. Wat beteken dit? Wat is jou antwoord gewees? Die regte antwoord? Moet kerk toe kom, ja, en wat nog? Jy is heeltemal reg. Kerk toe kom, in God glo. Wat kry ons by die Here? In groot mate, dit begin by die kruis. Nee, voor dit. Hoekom het hy vir ons dood gegaan? Sy liefde. Hy kry vir ons liefde. Ons maak nie liefde nie, né? Ons moet net toelaat dat die Here die liefde wat hy klaar in ons gesit het, en vir ons gegee het, as hy vir ons blaas dat ons sal draai en dit sal uitkom vir die wêreld. Verstaan julle? O, God se koop so. Anders moet julle maar, dit klink aan, ek is bly die seuns verstaan 'n bietjie, daai kant. Ek gaan dit nou hier los, ek gaan hom weer daar bo sit, dan kan julle, of hier by die tannie Susan se, dan kan julle weer 'n bietjie kyk. Kom ons maak gou ons oogies toe. Ons bid gou. Liewe Jesus, U leer vir ons dat U soos die wind oor ons wil blaas, sodat die liefde wat U in ons gegee het, dat dit kan uitkom. Help ons dat ons nie ons lemmetjies en ons vlekkies sal toehou en sal soos die stoute windpomp nie sal wil draai nie. Dat ons sal toelaat dat U ons gebruik. Ons soos die windpomp leer dat ons nie uit ons eie kan of hoef te draai nie, maar dat dit U is wat vir ons alles gee wat ons nodig het om dit wat U binne in ons gesit het, al daai mooi goed, liefde, geduld, omgee vir mekaar, dat dit kan uitkom. En mag ons dit vandag, na die nagmaal, ook meer sommer baie beter regkry. Ons is vir die baie lief, mag wat ons doen, dit vir mekaar en vir die wêreld wys. Amen. Right, julle was mooi soet, so oupa se oumas, ooms se tannies, julle kan, ons gaan 'n liedjie begin sing, terwyl ons vir die kinders kans gee om terug te gaan. Dit is daai lied 528 wat sê, leer my U wil, Heer, U doel met my. Dit is 'n goeie vraag, ek gaan moet dink daaroor. Hy vra, hoekom is dit nagmaal as dit in die nag is?
Ons gaan vanmôre lees uit 2 Korintiërs 6 uit. 2 Korintiërs 6. Terwyl julle julle Bybels oopblaai soontoe, net gou weer vir ons nuuter mense. Ons probeer nie oudtyds wees met 'n toga vir die dominee nie. Daar's 'n mooi stukkie simbool daarin dat dit die mens toemaak en dat dit God is wat met ons wil praat. By nagmaal en met doop en by opstanding Sondag na Paasnaweek dan gebruik ons ook juis 'n wit toga, omdat ons ook wil gehoor gee eintlik in 'n sekere sin aan die gedeelte in Openbaring wat praat van die met helde witte klere, dat die Here ons juis skoon was. So mag dit jou belewenis wees dat jy die Here se stem ook deur die woorde wat al reeds met die kinders en ons nou gaan lees en in die prediking gaan volg, maar ook daarna in die nagmaal dat jy die Here sal beleef. So met die woord oop, kom ons maak dit ons oë toe. Weer. So Here, ons het hier met die Bybels op ons skote oop en dit is vir ons 'n voorreg om te kan dink dat U met ons as kinders wil praat, groot en klein, oud en jonk. Dankie dat U met ons 'n pad loop deur die lewe wat ons hier buite leef. Met al sy uitdagings. Soos die psalmskrywer sê, partykeer is die lewe soos berge wat voor ons lê. En ons wonder waar ons hulp vandaan gaan kry. Dankie dat ons mekaar kan herinner, ons kry ons hulp van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Maar nie net dit nie, die Here wat ook juis so trou aan sy skepsels was, dat hy in ons plek kom ly en kom sterf het. Maak die goed wat ons gedagtes wil wegvat en wil laat afdwaal, vat dit uit ons koppe uit asseblief. En help ons om ons te kan toespits. Help ons om ons gedagtes te kan rig op wat U vir ons wil leer asseblief. Amen. Goed, 2 Korintiërs 6 vanaf vers 1. As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie, maar in alles laat ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met geduld, in verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland. Ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely. Ons het onberispelik opgetree met begrip, verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons ontvang eer en oneer, ons word beledig en geprys, ons word behandel as verleiers en tog is ons betroubaar. As onbekendes en tog is ons goed bekend, as sterwendes en soos julle sien ons lewe, as gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie, as bedroefdes en tog is ons altyd opgeruimd, as armes, maar ons maak baie ander ryk, as mense wat niks het nie en tog besit ons alles. Ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Ons harte is vir julle wyd oop. Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie. Julle het julle harte vir ons gesluit. Ek praat met julle as my kinders. Doen aan ons wat ons aan julle gedoen het. Maak julle harte ook wyd oop. Paulus pleit in hierdie gedeelte en sê, moenie God se genade nutteloos laat wees nie. Met ander woorde in die beeld van die kinders, God se wind waai, en hy waai oor ons.
En as dit oor ons waai, laat dit water, liefde en genade voortbring. Laat dit wys dat daar binne in jou, wat binne in jou is. Om 'n bietjie agtergrond vir julle te gee, as jy nou Handelinge 18 gaan lees, sal jy nou sien dat Paulus hierdie gemeente in Korinthe gestig het. Nou daarna was hy nog 2 keer weer in Korinthe. Hy het al 2 briewe en heel waarskynlik, of hierdie is sy 2de brief, heel waarskynlik was daar tussenin ook nog 'n brief, het hy vir hulle gestuur. Want Paulus is 'n man van integriteit as bedienaar van die woord. Maar nou word hy bevraagteken deur hierdie ouens wie hy gehelp het om 'n gemeente te word. En vriende, as jy jou hele lewe gegee het om iets tot stand te bring en opgerig te kry, as daai selfde mense begin om vir jou af te breek, dan veroorsaak dit pyn en seer. En dit het heel waarskynlik begin met 'n klomp ander ouens wat ook wou roem op goeders en 'n klomp. En daarom, om watter rede weet ons nie, het hulle klomp nonsens oor Paulus begin praat en hom probeer begin verdag maak. En dan lei die Heilige Gees vir Paulus om hierdie 2de brief te skryf. En hy skryf oor 'n paar sake. Hy begin deur persoonlik 'n bietjie te sê wat het tussen hom en God persoonlik gebeur. En dan begin hy ook vir hulle vertel wat in sy hart leef. En dan eindig hy om te sê wat is die boustene van die bediening. Ek wil weer sê, Paulus skryf van 'n klomp mense vir wie hy baie lief het. Al het hulle vergeet wie hy is. Want Paulus is een wat nie vir homself leef nie. In die vorige hoofstuk 2 Korintiërs 5 skryf hy in vers 15: Hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. So Paulus leef dit uit. Hy begin nie stil bly nie. Hy leef eintlik vir hulle deur vir hulle te sê, wanneer jy nie meer net vir jouself lewe nie, word jy deel van God se plan en sy span. Ons moet mooi gaan dink oor ons identiteit, sê hy. Ons identiteit lê in God, in Christus. En ons identiteit is dat ons juis ook hierdie liefde wat Christus in ons gesit het, gebruik om te connect met ander mense. En as ons medewerkers, dit maak nie saak hoe oud ek is, wat my taal is, wat my grootte of my kleur of wat ook al is nie, die manier van leef of waar ek bly nie. Dis so sportspanne by die skool. As ek in 'n sportspan is en ek probeer net, elkeen probeer op sy eie om punte te skoor, dan gaan dit nie goed nie. Dis die een ding wat ons as Suid-Afrikaners ook partykeer ook goed kan regkry is om in 'n span te speel. Ons kyk maar net die afgelope 2 naweke nie waar nie. En ek dink 'n ou so Siya Kolisi is vir ons 'n baie mooi voorbeeld nie waar nie. Om in een van die grootste wedstryde van jou lewe, jou 100ste, dit met grasie te vat, as hulle jou afhaal terwille van die span, in jou oomblik wat jy eintlik moet vier. Maar terwille van die span, is hy bereid om op te offer. En dis wie ons vir die Here almal kan wees. Om terwille van sy span, sy medewerkers, ook partykeer aan myself te verloor. Vriende, God maak van ons almal medewerkers. En daarom is dit goed dat ons in 'n kerk ook is waar ons sê, ons verdra mekaar. Ja, al beweeg van ons jongere so 'n bietjie tussen ons, dis oukei. Maar dis op die regte plek. Kom ons lees net gou weer vers 1 en vers 2 van hierdie gedeelte. As medewerkers van God, doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor en op die dag van redding
het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Paulus kom sê vir ons, ons moet verstaan, daar is altyd 'n eerste ontmoeting, maar na jou eerste ontmoeting, is daar altyd weer en weer verdere ontmoetings. Is daar elke dag weer 'n nuwe bewuswording van God. En vir die res van jou lewe gaan dit gebeur. Ek kan nie dink aan die Christelike lewe, soos in die beeld van 'n leer, dat ek ergens op 'n stadium die hoogste trappie gaan bereik nie. Nee, die lewe as Christen is eintlik soos die see, of soos 'n dam water, wat ek nooit elke deeltjie daarvan gaan verstaan nie. En daarom gaan almal se belewennisse met God ook nooit presies dieselfde wees nie. Daarom skep God verskillende oomblikke, verskillende gebeure, verskillende ontmoetings, dat elkeen van ons op ons eie unieke manier sy werk van sy Heilige Gees kan beleef en so vernuwe en versterk word, en so ons identiteit vestig. Maar wat Paulus wel sê is, nou is die tyd. Nie môre of eendag nie, maar nou moet ek verstaan, hy is hier by jou. Hy is lief vir jou. Hy wil jou aanraak. Maak nie saak wat se nonsens jy aangevang het voor jy ingekom het nie. Maak nie saak vir jou verlede nie. Hy kyk nie daarna nie, hy kyk na jou toekoms. Hy kyk na jou potensiaal en hy wil jou so graag gebruik. Martin Luther skryf op 'n plek, hy sê die evangelie is soos 'n reënbui wat verbygaan. Waar dit val, bring dit lewe, waar mense dit ignoreer, word dit droog. En nou dink ek so terug aan my kinderdae, wat ons ook in die Hoofveld was vir 'n tydjie voordat my pa tot bekering gekom het en in Woester kom bly het. Nou net 'n grappie, maar in elk geval en toe ons self daar gebly het. Kyk, dit is mos warm as dit daar reën. Ons ken dit nie, want dit is koud as dit hier by ons sou reën. Maar daar is dit lekker warm en hoe verder noord jy gaan, dan kry jy hierdie interessante ding as dit nie 'n te erge donderstorm is en dit reën hardop almal buite toe. Hulle gaan speel in die reën. Ja, selfs die groot mense gaan kyk 'n bietjie wat maak hulle in die Noord-Kaap na 'n lekker lang droogte. Hulle gaan rol daarin, hulle gaan ry kanoe in die see. Dit is vir hulle pret om in die reën te gaan speel. En dit is daai beeld wat Luther eintlik vir ons sê. God is besig om sy liefde op ons te laat reën, gaan speel daarin. En dan kom ons so mooi by wat daai seun vir ons vanmôre gesê, dit is wat hy vir ons wil leer. Kom sit hier in die kerk, want dan wil die Here reën op jou, 'n klomp liefde. Ook wanneer ons nou die brood en die wyn en die druiwesap gaan genuttig. Geniet sy genade. En dit gaan nie net in die kerk wees, dit gaan ook wees waar ek en jy by ander plekke kom. Waar ek en 'n medegelowige 'n oomblik saam het. Dalk 'n gebed deel. Dalk iemand wat my net sê ek dink aan jou. Dalk waar ons saam Bybelstudie het. Maar vandag sit ons in die kerk en ons het 'n nagmaaltafel voor ons. En ons gaan dink aan God se geskenk van liefde, vergifnis, verlossing, wat ek en jy gratis ontvang. Dis by die doop aan elkeen van ons beloof. En dit word vandag in die nagmaal weer aan ons herinner. En Paulus sê ons moet asseblief tog iets sorg dat ons nie sy genade verniet ontvang nie. Kom ons maak onsself oop. Kom ons laat toe dat hy met ons draai, dat dit wat binne in ons is, wat hy reeds van geboorte af in ons ingesit het, dit begin uitborrel na mekaar toe, na die wêreld toe. En Paulus skryf hier, as hy bietjie verder, hy sê, wanneer hierdie ding met ons gebeur, gaan dit nie altyd net maklik gaan nie. Dit gaan soms swaar wees, want onthou, Christus het van die begin af, van sy geboorte af, ons vier nou juis weer Kersfees, van een van die dae af, van die begin af, het hy teenstand beleef, regdeur tot by sy kruisiging. En so gaan sy medewerkers ook teenstand beleef. Paulus het dit beleef. Selfs in die gemeente wat hy gestig het, beleef hy dit, waar mense leuns oor hom versprei, hom beskinder, hom bevraagteken. Maar dan leer hy ons hanteer hierdie teenstand en spot, anders dan die res van die wêreld. Want ons besef, mense hou jou dop.
Hulle lees nie meer die Bybel nie, hulle lees vir jou en my. Daarom sê Paulus, leef sodat mense nie kan fout vind met jou manier van lewe nie. Leef sodat mense jou ken en respekteer. Leef sodat jy mense nie deur jou lewe wegstoot nie, maar hulle nader trek, sodat jy hulle nader aan Jesus kan trek. Paulus sê, ons moet onberispelik leef, met ander woorde, eerlik en sonder geheime. Hy sê, ons moet doelgerig leef. Met ander woorde, ons weet mos hoekom ons leef soos wat ons leef. Wees openhartig, nie vals nie, eg, en dan verdraagsaam. Ai vriende, die Here Jesus was so geduldig met ons, maar ons kry dit mos nou nie reg nie. Ons wil so graag mekaar se koppe was oor goed. Terwyl Jesus ons kom leer, ons was mekaar se voete. Ek wil afsluit. Ons identiteit is nie iets wat ek doen of reg kry nie. My identiteit is wie ek in Christus is. My identiteit is dit wie en wat ek is as ek alleen is. Dis my identiteit wat my karakter vorm. En daarom kom herskryf God my identiteit en my karakter. Hy vat my van verlore na gevind, van skuldig na vrygespreek, en hy sê, gaan leef so. Gaan leef vanuit jou verhouding met God. Wanneer ons nou gaan nagmaal gaan gebruik, onthou jou weer, kan ek het weer sê, jou identiteit is nie wat jy doen nie. Jou identiteit is wie jy is in Christus. En as ek aan Christus behoort, het God my identiteit verander van verlore na gevind. Hy het verander van skuldig na vrygespreek. Hy het verander van sondaar na kind van God. Kom kinders, kom ons gaan leef dit wat hy ons gemaak het. En daarom, Here Jesus, as vrygemaakte kinders van U, wil ons opgewonde uitsien na die nag, na die tafel wat nou voor ons is. Help ons om in die tekens met ons sintuie weer eens opnuut U liefde te beleef. Amen. Wanneer ons die nagmaal vier, leer die Bybel ons dat God baie lief is vir ons. Ons weet dit omdat hy sy seun, Jesus Christus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ook dat Jesus lief is vir ons. En ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. En so leer die Bybel ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. So die nagmaal wil vir ons vertel wat Jesus vir ons kom doen het. In die eerste plek het hy vir ons aan die kruis gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Daarom hou ons mos eerder van die leekruis as teken. In die tweede plek, die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die opoffering van Jesus aan die kruis ter wille van elkeen van ons. Dus juist hierdie opoffering wat vir ons redding bring. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het en dat hy dood gegaan het om in ons plek te sterf. Sy bloed is die waarborg, die seël, dat sy beloftes aan ons verseker waar is. Ons kan seker wees dat ons saam met hom vir ewig in die hemel sal wees. So wanneer ons die brood eet en die wyn drink,
Sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. En dit is ons hoop. En daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik, want ons sien nou al hoe lekker dit in die hemel gaan wees. Laastens sê ons ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. So wanneer ons nou ons voete so spreekwoordelik onder hierdie nagmaaltafel gaan insteek, dan doen ons dit nie omdat ons voorbeeldig, vroom en oulik is nie. Of omdat ons die regte agtergrond het. Of omdat ons sulke wonderlike prestasies bereik het nie. Nee. Ons steek ons voete onder hierdie tafel in, omdat God ons gasheer is en hy ons genooi het om hier te wees. Dit is so geweldige voorreg dat God, Jesus Christus, jou en my persoonlik nooi, dat ons selfs net met die krummels tevrede hoef te wees. Maar hy gee nie net krummels nie. Hy gee alles vir almal. Ons gaan nou die tafel gereed maak. Die diakens op hulle plekke kom, terwyl julle as gemeente sommer net soos dit en sing, daai mooi lied 354 se eerste 2 verse. O Christus ons verlange, U het ons heil gebring. Vriende, nagmaal werk by ons so, ons gaan die tekens uitdeel. Julle sal sien, in die middel is die druiwesap, dit is die wit glasie, of die glasies met die wit vloeistof in, en dan buitenom is dan nou die wyn. Dan sal julle ook die borde sien. Op die borde gaan jy klein stukkies en lang stukkies sien. Die lang stukkies vat ons so by die familie, soms so 1 of 2, en dan wanneer ons dit hier voorbreek, dan kan die familiehoof dit daar ook breek, en so uitdeel, soos wat ons hier voor uitdeel vir mekaar. So ons deel nou al die tekens uit, kry vir jou wat jy nodig het, en dan hou ons dit, tot ons dit saam instel, en saam gebruik. En elkeen van julle is welkom, of jy nou oud of jonk is, of jy nou lidmaat is, of 'n kuiergas is, mag julle asseblief welkom voel. Die Jesus het jou self uitgenooi, julle is welkom om dit saam te gebruik.
Kan ons net doodseker maak, is daar iemand wat dalk by daar buis met die brood oorgeslaan is? Iemand wat dalk per ongeluk met die druiwesap oorgeslaan is? Met die wyn? Wat sê? Ja, wel dan, dat raak geskiet. Kom ons maak ons oë toe. Here, ons sit met die tekens van u liggaam en bloed in ons hande op ons skote. Seën dit asseblief van ons liggame, soos net u kan. Amen. As ons die brood eet en ons dit breek, dan dink ons daaraan wat Jesus vir ons opgeoffer het, dat hy sy liggaam laat letterlik breek het. Hy het letterlik niks teruggehou en hy het dit vir ons geoffer om vir ons redding te bring. Neem, eet, dink daaraan en glo dat dit is hoekom ons dit geniet. Die liggaam van Jesus. As ons die wyn drink, dan dink ons daaraan dat Jesus se bloed aan die kruis gevloei het. Dat hy letterlik in ons plek vir ons sondes gesterf het. Ons glo dit is die waarborg en die seël op sy belofte aan ons en dat ons sondes so weggevat word. En dat ons seker ook kan wees dat ons saam met hom vir ewig in die hemel sal wees. So neem, drink, dink daaraan en glo dat Jesus se bloed vir jou gevloei het. Kom ons bid saam. Here, mag dit wat ons nou geproe en ruik het en gevoel het, mag dit ons laat dink aan wat u deur gemaak het. Van die broodjies, so 'n stukkie, al die rande so 'n bietjie droog en krapperig. Here, dit was glad nie pret vir u om in die kruis te sterf en die liggaam te laat breek en te laat slaan terwille van ons. En die bloed wat gevloei het, dit moes verskriklik wees. Maar dankie dat ons
aan hierdie kant van die kruis kan staan, en die resultaat daarvan is dat ons kon proe hoe die soetigheid van die wyn en die druiwesap in ons keel afgaan en ons so 'n bietjie warm maak hier binne. Gee deur u genade en deur die Heilige Gees dat hierdie warmte hier binne in ons nie hier sal bly nie, maar dat ons sal toelaat dat die Gees so oor ons waai dat ons dit sal uitborrel soos 'n windpomp, sodat die wêreld wat hier buite is die lewende water kan kry wat hulle so brood nodig het. Amen. Vriende, ek lees iewers die afgelope week 'n treffende verslag wat iemand geskryf het oor Jesus se disippels. Hy skryf dit aan Jesus, seun van Josef, by die skrynwerkerswinkel in Nasaret. En dis van die bestuurskonsultante in Jerusalem. Hulle skryf daar: Geagte Jesus, dit is ons oortuiging dat die 12 manne wat u gekies het om u nuwe organisasie te bestuur, nie die nodige agtergrond, opvoeding, kwalifikasies en bekwaamheid het om hierdie soort onderneming van die grond af te kry nie. Ons baseer ons argumente op die feit dat hulle persoonlikhede ernstige tekorte het. En ook dat hierdie tekorte in persoonlikheid juis veroorsaak dat hulle nie as 'n span sal kan saamwerk nie. Simon Petrus is emosioneel onstabiel en het dikwels woede-uitbarstings. Andreas het geen leierseienskappe nie. Die twee broers Jakobus en Johannes plaas persoonlike belang bo loyaliteit aan die groep en hulle is aggressief. Thomas is te krities en bevraagteken alles en ondermyn so die gees in die groep. Matteus is op die swartlys van die besigheidsbureau vir oneerlike besigheidspraktyke. Jakobus, die seun van Alfeus, leer radikale dinge en registreer hoog op die manies-depressiewe skaal. Een van die kandidate, of slegs een van die kandidate, toon potensiaal. Hy is 'n bekwame man, hy het 'n goeie aanvoeling vir besigheid en het kontakte op die regte plekke. Hy is hoogs gemotiveerd en het ambisie. Ons beveel aan dat u hom as regterhand aanstel en hom aan die stuur van sake plaas. Sy naam is Judas Iskariot. Ons wens u alles van die beste toe met die onderneming, maar wil net weer bevestig dat ons oortuig is dat u vir die slaag van die organisasie sal moet belê in beter bemanning. Prof Willie Jonker het so mooi gesê, God het 'n snaakse mannekragbeleid. Hy kies die wat die wêreld nie wil hê nie. Hy sê die wêreld soek kragtige figure, goeie orators, mense wat goed kan praat, maar dan gaan soek hy weer teenoor hulle juis mense wat swak is in hulle self, wat weet hoe afhanklik hulle van hom is. Dis juis 'n goeie plek om te wees. Vriende, as ek en jy lewe in geloof en ons lewe vir die Here oorgegee het, maak nie saak weer wat jy is en wat die wêreld van jou en my dink nie. Gaan. Wees God se windpompe. Hoe sê ons almanak van hierdie jaar? Gaan wees iemand wat ander ook soos iemand laat voel. Gaan wees iemand vir iemand. En as jy jouself daartoe wil verbind, as jy nou, gaan ons ook nou vir die kans gee om dit te bevestig, deur iets persoonlik van jouself ook in die sakkies wat verby kom te gooi. Kom ons dien die Here.
Goed, ons gaan afsluit met lied 440. Die Bybelskool vir ons laerskoolkinders gaan nog steeds aan, soos normaal. En dan kom drink julle ons lekker almal saam koffie, daar by, waar is die koffie? Terwyl ons vir hulle wag, en ons gesels en kuier ook sommer 'n bietjie lekker saam. Vriende, en dan, ja, kom ons gaan leef soos 'n klompie windpompe. En dit is wat al die verse eintlik sê. Die Here salf ons met sy gees, tot diens en heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. Vers 2 gaan julle sien, die gees van God bly wonderbaar, voortdurend inspireer, dat ons met hom en met mekaar in liefde kan verkeer. Ons gaan al 4 die verse sing, en ons gaan bly staan vir die seën en ook dan nou die wegsending lied net daarna. So as die Here ons nou uitstuur en vir ons sê om dit wat hy vir ons gegee het te gaan uitleef, dan beloof hy ook, hy gaan elke stukkie van die pad saam met ons loop. En jy mag maar jou verbeel dat dit hy is wat sy hand op jou skouer sit. En die van julle wat die vrymoedigheid het, dit welkom om dit so half 'n gebaar van uitstrek en van ontvangs te kan neem. Want hy beloof vir jou soos in Numeri 6, my kind, ek gaan jou seën en jou beskerm. Ek gaan tot jou redding verskyn en ek gaan jou genadig wees. Ek gaan jou gebede verhoor en aan jou my vrede gee tot in alle ewigheid. Amen.